Goeienaand en baie welkom. Dit is die 22ste April vandag en ek hoop het gaan met elkeen baie goed. Nou ja, ons gaan verder met Ester. Ons is vanaand by Ester 8 en ons gaan dit nou saam lees. Maar kom ons bid net vir die Here se leiding. Ons Vader, groot en almagtige Here, hoe wonderlik om U te mag ken. En U weet te kan wandel en te kan lewe in die sfeer van U liefde en U sorg om onder U vleuels te kan kom skuil. En daarom, Here, is ons gebed dat as ons vanaand weer so met U woord besig is, net saam oordink, U ken elkeen van ons, waar ons ook al is, omstandighede en wat in ons harte lewe. Maar Here, mag U ook deur U woord ons nader aan U trek, sodat ons net elke keer, al is dit net 'n bietjie meer van U kan leer, bietjie meer in verwondering voor U grootheid kan staan, bietjie meer in afhanklikheid en vertroue kan lewe. Here, wil U deur die Gees op 'n besondere manier in ons werk. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, lees gerus saam met my wat sê Ester 8. Dieselfde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vyand van die Jode, vir koningin Ester gegee. Ester het aan die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is, en hy het toe voor die koning verskyn. Die koning het sy seelring afgehaal wat hy by Haman weer teruggevat het, en dit aan Mordegai gegee. Ester het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Ester het weer met die koning gepraat. Sy het voor hom gekniel, gehuil en hom om genade gesmeek. Sy het hom gevra om die bose plan wat Haman die Agagiet teen die Jode beraam het ongedaan te maak. Die koning het die goue septer na Ester toe uitgesteek en sy het voor hom gaan staan en gesê: "As die koning dit goed vind, as u my goedgesind is en as dit vir u reg lyk en u van my hou, laat skryf dan ander briewe om die briewe met die plan van Haman, seun van Hammedata, die Agagiet, te herroep. Hy het daarin geskrywe dat die Jode in al die provinsies van u ryk uitgeroei moet word. Hoe sou ek kon toekyk as my volk deur so 'n ramp getref word? Hoe sou ek kon toekyk as my familie uitgeroei word?" Koning Ahasveros het toe vir koningin Ester en vir die Jood Mordegai gesê: "Kyk, ek het Haman se eiendom vir Ester gegee en hom laat ophang in die gilg, omdat hy die Jode wou uitroei. Skryf julle dan nou maar wat julle goed dink aan die Jode. Skryf dit in my naam en verseël dit met my seelring. 'n Proklamasie wat in die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseël is, kan egter nie herroep word nie." Toe is die skrywers van die koning dadelik ontbied. Dit was op die 23ste van die 3de maand, die maand Siwan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai, die Jode, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van Indië, af tot by kus wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die Jode het hulle in hulle eie skrif en taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van die koning Ahasveros en die briewe verseël met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op resiesperde uit die koninklike stalle. Die briewe het gelei dat die koning aan die Jode in alle stede die reg gee om by mekaar te kom en hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie deur wie hulle bedreig word, voor die voet uitroei, ook kinders en vrouens en op almal se besittings beslag lê. Dit alles kon hulle doen in al die provinsies van koning Ahasveros op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees oor die Jode op die bepaalde dag gereed kon wees om hulle op hulle vyande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koninklike stalle het toe baie haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Mordegai het van die koning af weggegaan in 'n koninklike kleed van blou en wit linne, met 'n groot goue kroon op en 'n mantel van fyn linne en persstof aan. Die stad Susan het gejubel en gejuig. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en 'n gevoel van eie waarde. In elke provinsie en in elke stad, oral waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het maaltye gehou en fees gevier. Ook het baie mense uit die ander volksgroepe Jode geword, omdat hulle skrikbevange was vir die Jode. Nou na die dramatiese gebeurtenisse van Ester 7, waar Haman ontmasker en tereggestel word, kan mens maklik dink dat die verhaal eintlik nou klaar is. Nee, die vyand is weg, die gevaar is verby. Maar Ester 8 wys vir ons eintlik iets baie belangriks, dat selfs wanneer die vyand val, bly die probleem nog staan. En dis nog ons 'n interessante lyn wat ons in die Bybel ook kry. So ja, die doodsvonnis oor die Jode is nog steeds in plek.
die wet van die Perse en Meders kan nie herroep word nie. Met ander woorde, al is Haman weg, is die gevolge van sy dade, sy besluit, leef voort. En dit bring ons eintlik by 'n diep geestelike waarheid, nie net vir Ester se tyd nie, maar ook vir ons vandag. Maar die probleem bly staan. Ester 8 begin met 'n groot omkeer. Haman se huis word aan Ester gegee, Mordegai word verhoog en nou kry hy die koning se ring, die vyand se mag word oorgedra aan God se mense. En dan lyk dit soos 'n oorwinning, maar dan kom die realiteit. Ester het weer met die koning gepraat, sy het hom gesmeek om hierdie plan van Haman af te weer. Hoekom? Want die wet wat Haman laat afkondig het, dit staan nog. Nee, dit beteken dat, ja, al is Haman nie meer daar nie, op 'n sekere dag mag die Jode nog steeds uitgeroei word, die volk leef nog steeds onder hierdie doodsvonnis. So die probleem is nie net die vyand nie, maar die wet self. En die koning wil help, maar daar's beperkings. 'n Skrywe wat in die naam van die koning geskryf is, kan nie herroep word nie. En dis so 'n bietjie die sleutel van die hele hoofstuk, want hierdie wet staan vas, selfs die koning kan dit nie kanselleer nie, en dit plaas Ester en Mordegai voor 'n dilemma, nie. Hoe bring jy redding as die oordeel reeds vas is? En nou word daar 'n oplossing gevind, en dit is eintlik merkwaardig. Die koning laat toe dat daar nog 'n wet, 'n nuwe dekreet afgekondig word, dat die Jode die reg kry om hulle self te beskerm teen hulle vyande, hulle kry die reg om te oorleef. So die eerste wet word nie uitgevee nie, maar 'n tweede wet bring lewe binne in die konteks van die doodsvonnis. En hierdie nuwe dekreet word dan deur die ryk versprei, so vinnig as moontlik, nee, met resiesperde van die koning. So iets van die dringendheid, die boodskap van redding moet uitgaan, want as die Jode dit nie weet nie, gaan hulle sonder hierdie dekreet, sonder die kennis daarvan, gaan hulle nie kan leef nie, gaan hulle steeds in vrees bly, gaan hulle nie kan reageer op 'n nuwe werklikheid wat nou geskep is nie. En dan eindig die hoofstuk eintlik met 'n pragtige beskrywing. Vir die Jode was daar lig en blydskap en vreugde en eer. So iets van hierdie kontras, nie, van rou na vreugde, van vrees na hoop, van dood na lewe. Die Here draai die hele situasie om. En goed, hoe pas Ester dan, of hoe pas Ester 8 binne in die groter verhaal? So Ester 8 wys dat redding sluit nie net die verwydering van die vyand in nie, maar ook die herstel van die volk. So in die vloei van die boek, nie, Ester 4 is die krisis, Ester 5 tot 6 is die voorbereiding en die draaipunt, Ester 7 die val van die vyand, en dan Ester 8 die pad van redding wat oopgemaak word vir die volk. Daar's nou weer nuwe hoop. So die dieper probleem is nie net die vyand nie, maar die oordeel. En dit wys vir ons iets baie moois ook, iets wat baie relevant is in terme van die evangelie. En die grootste probleem was nie net Haman nie, dit was die wet wat die dood bepaal het. Selfs nadat Haman dood is, het die doodsvonnis bly staan. En dit is so 'n bietjie presies hoe die Bybel ook oor sonde praat. En die grootste probleem is nie die verleiding van Satan in die tuin van Eden nie, maar die gevolg daarvan. Die gevolg van die val wat daarna plaasgevind het, dat ons onder God se regverdige oordeel staan. So iets in Ester 8 resoneer baie diep met die evangelie. Nee, die eerste dekreet in Ester is amper, nee, dit is soos die wet van God, dit kan nie verander word nie, dit bring oordeel, nee, die loon van die sonde is die dood. Deur die wet kom kennis van die sonde, Romeine 3 vers 20. So die wet wys wat reg is, maar dit kan nie red nie. En dan kom hierdie tweede dekreet, eintlik 'n beeld van die uitkoms, nee, 'n nuwe werklikheid. Dit vernietig nie die eerste nie, maar dit bring lewe binne in 'n situasie. Want die loon van die sonde is steeds die dood, maar nou is daar uitkoms. God vernietig nie die wet nie, maar hy bring redding in Christus na vore. Romeine 8, wat vir die wet onmoontlik was, dit het God gedoen deur sy seun te stuur. En dan natuurlik sien ons in Ester 8 ook hoe Ester en Mordegai intree vir die volk. En in Jesus Christus sien ons die volheid daarvan. Jesus doen meer as om net te pleit. Hy kom dra self die oordeel. Hy kom vervul die wet volkome. Hy dra die loon van die sonde. Al het hy nie sonde gedoen nie, maar in ons plek neem hy die straf op hom. En daai, net soos in Ester die dekreet vinnig versprei moet word, so moet die evangelie ook uitgaan. Nee, Romeine 10 vers 14 vra, hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Die goeie nuus moet verkondig word.
So die verandering in Ester 8 weerspieël hierdie verandering in die evangelie, van oordeel na genade, van dood na lewe, van vrees na vreugde. Efesiërs 2 sê dit baie mooi, God het ons lewend gemaak, saam met Christus, in hom het ons lewe, en dit nou in sy volheid, in hom weet ons wat die konsep van genade beteken, in Christus is daar nou vreugde. So ons sien die Here se soewereiniteit, hy regeer oor alles en oor almal, ook oor Haman, die verhoging van Mordegai, die skryf van die nuwe wet, niks gebeur toevallig nie, maar dat die Here se heilige karakter ook weerspieël word, dat daar redding kom waar mense dit glad nie verwag nie. So die volk word nie gered deur hulle eie verdienste nie, inteendeel, die redding kom eintlik van buite af, nie waar nie, deur die ingryping van die koning en die verteenwoordigers deur Mordegai nie, maar die volk self, hulle is so 'n bietjie in afwagting. En so is dit ook met ons, nie genade, so la gratia alleen, dat die redding kom van buite, God self stuur deur Christus, hy stuur sy seun, hy kom bewerk uitkoms, dit wat die wet nie by magte was om te doen nie, dit kom bring Jesus Christus vir ons. So Ester en Mordegai, die skaduwee van ons ware middelaar, maar is net Christus wat volkome en ware redding bring. So wat dan vandag, nee, Ester 8 praat ook direk met ons, dat ons leef ook eintlik onder die realiteit van die gebrokenheid van die wêreld. Maar in dit het ons meer as net hierdie gebrokenheid. Ons het nuwe lewe in Christus, ons lewe onder die genade van ons Here. Ons is die Here se kinders. En ons verantwoordelikheid dan om ook, soos reusies perde, dit uit te dra, om dit te glo en daarop te vertrou en daaruit te leef, maar ook dit nie net te leef nie, maar dit ook uit te leef. Ons word draers van hierdie dekreet in Christus, dat waar Jesus is daar lewe. Ons word ook gestuur. Daar is hoop, daar is redding in Christus alleen. Ons hoef nie verlore te gaan en ons sonde bestaan nie, maar as kinders van God, wat vrygemaak, volkome regverdig gemaak is in Christus, kan ons nou lewe, kan ons ook weer met vreugde en hoop lewe. Net soos die mense in Ester se tyd, toe hulle hoor daar's uitkoms, toe lewe hulle in vreugde. Mag ek en jy ook in daai vreugde lewe. Mag ons ook die evangelie van die Here uitlewe, elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Getroue Hemelse Vader, dankie dat ons in U kan wees. Dankie dat ons kan lewe, werklik in lewe in sy volheid kan hê, dat ons kan weet dat niks en niemand ons dit van ons af kan wegvat nie, dat ons in Christus vrygemaak, absoluut skoon gewas, heerlik gereinig is, regverdig verklaar is, die reg gekry het om onsself U kinders te noem. En daarom ons gebed, o Here, dat U ons mag seën, dat ons ook so mag lewe, dat ons ook 'n voorbeeld mag wees, dat ons nie lig mag wees wat onder 'n maatemmer is nie, maar lig wat mag skyn. Dat ons nie sout mag wees wat laf is nie, maar sout wat werklik smaak gee aan hierdie wêreld. Maar ons kan dit net doen as U deur die Gees sit in ons werk. En daarom bid ons vir sy leiding. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Mag elkeen van julle ook sê, die blydskap en die vreugde van die Here, dit is ons vreugde, net soos die Jode in Ester se tyd. Baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.